Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Voort om sy eie maaltyd te eet en een bly honger en die ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Daarom, wie op onvoorwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam van die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en 'n hele paar het reeds ontslaap. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Die oorblywende sake sal ek reël sodra ek kom. Dis hy, goeiemôre almal. Dit is vir my regtig 'n groot voorreg om vanoggend God se woord te kan bring soos dit is in ons teks vanmôre. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Johan de Tooy, anders genoem, mense noem my ook Doepies. Daar's 'n storie daar agter, maar ja, dit is nog vir 'n ander dag. Dit is vir my regtig 'n groot seën en 'n voorreg om te kan preek vir julle hier as God se familie en ook veral soos ons die nagmaal gaan vandag gebruik. Vandag sluit ons af met ons preekreeks, ons preekblok in 1 Korintiërs waar ons gekyk het na hoofstuk 8 tot en met hoofstuk 11 waar ons vanoggend is. So na hierdie hoofstuk gedeelte in 1 Korintiërs gaan ons eers 'n breek vat en na 'n ander preekblok toe gaan. Vriende, voor ons dan aangaan, kom ons gaan net weer eens na die Here toe in gebed en vra dat hy met ons sal wees. Ons kan regtig nooit genoeg bid nie. So kom asseblief saam met my. Here God almagtig, ons kom na U toe vanmôre en ons wil net U prys, Here, dat ons so saam as U liggaam kan vergader en U woord hoor en saam kan deelneem aan die nagmaal, Here. Ons bid vanmôre dat U Gees ons harte sal open, Here, dat ons verstand sal oop wees en Here, dat U die evangelie in ons harte sal kom plaas. Here, sonder U kan ons niks doen van krag of ware nie, want in U is die lewe en die lig. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek begin met 'n storie en dit is hierdie storie van 'n prediker wat genooi is om te gaan preek by hierdie een kerk. So hy's nie in hierdie kerk nie, maar hy's genooi om daar te gaan preek. Toe hy daar aankom, sien hy iets baie interessants gebeur. Baie van die gemeentelede, soos hulle instap by die deur, doen 'n snaakse ding met hulle koppe. Hulle buig af en hulle sit hulle hande so voor hulle inkom. En dan gaan sit hulle. Die prediker het gedink, "Jeggie, maar dis vreemd. Miskien, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar miskien is dit 'n manier om die Here te eer voordat hulle in die huis van God instap." Maar tog na sy preek toe gaan vra hy vir 'n ouderling wat in die kerk is en hy vra, "Hoorie, ek sien hierdie ding gebeur, maar ek wil nie aannames maak nie, maar wat is die betekenis daarvan wanneer mense instap? Hulle buig hulle koppe en hulle maak so. Is dit 'n manier, 'n simbool om eer te betoon aan die Here?" Die ouderling dink so 'n bietjie en hy soos, "Ek het dit ook opgemerk, maar ek het nog nooit daaraan gedink nie, hoekom hulle dit doen nie."
Maar nou as jy vra, kom ons gaan vra een van die gemeentelede. En so gaan die prediker en die ouderling na hierdie een gemeentelid, 'n middeljarige man, wat elke week hierdie gebaar doen, en hulle vra hom, hoorie, ons is nuuskierig, hoekom doen jy hierdie ding waar jy jou kop buig en jou hande voor jou kop sit? En hierdie man antwoord en hy sê, wel die meeste van die mense doen dit, vandat ek by hierdie kerk aangesluit het. So ek het gedink, dat dit iets te doen met aanbidding. So, die logiese ding is, ek het besluit, ek gaan dit seker maar ook doen, dit is seker 'n kerktradisie ding. En nou is hulle albei heeltemal verward, die ouderling en die prediker. Maar toe daar ergens in 'n hoekie kom daar hierdie ou tannie wat van kleins af in hierdie kerk was en sy sê, verskoon my menere, maar nie baie van julle sal weet nie, maar toe ek klein was, voordat hierdie kerk oorgebou is, was daar 'n venster aan die oorkant van die ingang, waar die son se strale gevang het, voor die dienste begin het. En toe die mense binne gekom het, om te keer dat die son hulle koppe tref en hulle gesigte tref, buig hulle so, en hulle sit hulle hande so voor hulle gesigte. En dit is die rede hoekom dit gedoen het. Geen vrae gevra nie. Vriende, die rede hoekom ek hierdie storie gebruik as 'n illustrasie, gegee ons tema van die nagmaal, dit vra ons die vraag, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom doen ons wat ons doen? Vriende, ek dink wanneer dit by die nagmaal kom, is ons miskien baie keer soos hierdie man, wat sy hand op sy gesig sit, sonder om veel na te dink oor die hoekom. Maar ons gaan bloot saam met die motions van die nagmaal. Ons het 'n vaai idee oor die nagmaal, en so, sonder om veel daaraan te dink, neem ons tog deel aan die Here se tafel, want dit is mos wat Christene doen. Wat veronderstel is om 'n sakrament te wees, het die neiging om 'n gewone tradisie te word, as ons nie die volle betekenis en die pragt daaragter raak sien nie. So vriende, met vanoggend se preek hoop ek dat ons met groot vreugde en danksegging aan die Here se tafel sal kom feesvier, soos ons die betekenis van die nagmaal uitpak. Voordat ons dit doen, vriende, daar's net 2 vrae wat ons net moet eers beantwoord, en dit is, wat presies is die nagmaal, en wat beteken dat dit 'n sakrament is? So om hierdie vraag te beantwoord, vriende, die eerste ding wat ons moet verstaan, is die nagmaal is nie deur enige mens of kerkliggaam ingestel nie, maar deur Christus self. Sien daar in vers 23 van ons blaadjies, Paulus sê die volgende, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here se nagmaal het dus by Christus self ontstaan, spesifiek op die aand voor sy kruisiging, tydens die Paasmaaltyd. En tweedens, die nagmaal, soos die doop, is 'n sakrament. Ons het miskien al hierdie woord gehoor, ons het miskien 'n idee wat dit is, maar wat presies beteken dit as ons sê die nagmaal is 'n sakrament? 'n Sakrament, julle, is eenvoudig 'n sigbare dramatisering van die waarheid van die evangelie, wat God ingestel het met die doel om gelowiges te help, om die Here se beloftes beter te verstaan. Met ander woorde, Jesus het die nagmaal ingestel om die beloftes van die nuwe verbond in Christus, soos die woord het verkondig, aan ons te dui en om in ons harte deur die Gees te verseël. Vriende, God buig in sy genade neer tot ons swakhede, deur vir ons hierdie sakrament te gee, en hier is ons die doel, om ons geloof as gelowiges in Christus te versterk. Dis die eenvoudige doel van die nagmaal, om ons geloof as gelowiges in Christus te versterk. Net soos 'n man deur 'n trouring aan sy vrou te gee, sy huweliksbeloftes aan haar nie meer werklik maak, as wanneer daar nie 'n ring was nie, gee hy haar nogtans 'n ring om aan te dui en om aan haar die versekering te gee dat sy beloftes waar en bindend is. Net so het Jesus vir ons die nagmaal gegee
om ons te verseker dat Christus se genade en beloftes in die evangelie, soos dit verkondig word in die prediking, werklik ons sin is. Wat die oor deur die woord hoor, doen die sakrament van die nagmaal dit deur die oog, naamlik om ons geloof te versterk. Daarom is die rigting van die nagmaal van God na ons toe, en nie in die eerste sin ons wat na God toe gaan nie. So vanoggend gaan ons dan uitpak, hoe word ons geloof dan versterk in die nagmaal, soos ons daaraan deelneem. Dit is ons fokuspunt, hoe word ons versterk? En daar's 4 gesigspunte, as ek dit so kan stel, fasette, wat die nagmaal aan ons wys, wat ons geloof versterk. Julle sal dit sien op die skerm, die eerste gesigspunt, hoe die nagmaal ons geloof versterk, is soos ons terugkyk. Dit wil sê, deur Christus se lyding en dood aan die kruis te onthou. Soos ons na die tafel kom en die elemente van die brood en die wyn sien, vriende, wil die Here hê dat ons sy dood, sy eenmalige en ewigdurende offer aan die kruis moet sien en onthou. Paulus herinner die gemeente in Korinthe juis aan hierdie ding, waar hy die woorde van Jesus aanhaal nadat hy die brood gebreek het. Sien saam met my daar in verse 24 en 25 in julle blaadjies. Hy sê daar, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. En hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Vers 26 sê dat die rede hiervoor is om die Here se dood te verkondig. Vriende, hierdie is die vertrekpunt, die beginpunt van die nagmaal, om die Christelike gemeenskap in herinnering te bring aan Christus se dood. Maar waarom sy dood, kan iemand vra. Daar's baie ander fasette van Christus waarna ons kan kyk, maar hoekom sy dood? Vriende, want meer as enigiets anders wys die nagmaal vir ons dat Christus se redding gekom het, nie soseer deur sy lering of selfs deur sy lewe nie, maar hoofsaaklik deur die kruis. Die nagmaal is bedoel om ons te anker aan die gebeurtenis, wat gelei het tot die geboorte van sy kerk, die kruis van Christus. Jesus is gebore om te sterf aan die kruis, en dis waaraan die nagmaal ons herinner. So vriende, wanneer ons die nagmaal gebruik, kyk ons terug na die dood van ons Here as die lam van God, van die sondes van die wêreld op hom geneem het. Wanneer ons die gebreekte brood eet, en wanneer ons die wyn drink, word ons herinner aan hierdie volmaakte offer 2000 jaar gelede, soos sy liggaam vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons uitgeloop het. En ons word herinner aan die woorde van 1 Petrus 2. Sien saam met my, wat sê hy? Hierdie is waaraan ons dink. 1 Petrus 2 vers 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Om die brood en die wyn te eet en te drink, herinner ons aan hierdie evangelie. Dat herinner ons daaraan dat wat ons naby God bring, dis nie ons emosies of ons ervarings nie. Dis nie eers ons eie skuldgevoelens of ons sonde besef nie, maar wat ons naby God bring, vriende, is Christus. Dit is die objektiewe waarheid. Hy het ons met God versoen deur sy dood. Hy het jou en my sondes op hom geneem, om God se regverdige oordeel te bevredig. Net soos die brood gebreek is, soos Christus se liggaam vir my gebreek. En net soos die wyn uitgegiet is, soos Christus se bloed uitgestort tot die vergifnis van my en jou sondes. Hierin word ons geloof versterk wanneer ons terugkyk op die gebeurtenis van die kruis. En dis die eerste gesigspunt van die nagmaal, om Christus se dood te onthou, soos ons terugkyk na die kruis. Vriende, dan nou met die tweede gesigspunt. Terwyl die nagmaal ons geloof
terugbring na die verlede toe, wys die nagmaal ook vir ons wat nou in die Here waar is vir ons. En hier is die tweede gesigspunt. Ons kyk op na Jesus Christus. Wanneer ons aan die nagmaal deelneem, die brood eet en die wyn drink, sê ons dat ons met Christus, en hier is die belangrike woord, verenig is. En ons is op 'n geestelike wyse deur hom gevoed. En hier is die individuele aspek van die nagmaal, dat ek en jy, nou as ware gelowiges in Christus, verenig is met hom deur die Gees. Vriende, Paulus vroeër in hoofstuk 10 stel dit duidelik dat hierdie geestelike deelname wat die gelowige met Christus het, word in die nagmaal aangedui. Hy sê daar in hoofstuk 10, lees saam met my op die skerm, hy sê die volgende, hy sê, die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie die deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die deelname aan die liggaam van Christus nie? Hier is dit belangrik om daarop te let dat gelowiges nie net van 'n afstand toekyk terwyl die nagmaal ingestel word nie. Ons is nie net aanskouers nie, maar ons is aktiewe deelnemers aan hierdie sakrament, omdat ons met Christus vereenselwig is en verenig is. Ons Here self wat in 'n geestelike sin praat, sê in Johannes 6, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Just as the Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me." Die brood en die wyn, vriende, onthou, is nie 'n magical element nie, wat letterlik die bloed en liggaam van Christus word nie. Maar hierdie elemente word 'n sigbare woord om die realiteit, die waarheid van die evangelie te verkondig. Wat beteken hierdie vir jou en vir my vanmôre, vriende? Dit beteken hierdie: wanneer ons na die nagmaaltafel toe kom, herken ons hierdie simbole en ons reageer met geloof. Wanneer jy jou hand uitsteek om die brood en die wyn te ontvang, bely jy die volgende deur geloof: alles wat Jesus is, al die voordele wat hy namens my aan die kruis gewen het, eien ek toe vir myself. Ek maak hulle myne. Ek maak Christus myne. En net soos die fisiese brood en fisiese wyn nou deel van my is en lewe en krag gee aan my liggaam, so is Christus nie net my eenmalige verlosser nie, maar hy is my lewe en my geestelike voedsel, waarsonder ek sal sterf. So waarlik is wat die brood en die wyn in my liggaam is, so waarlik is ek verenig met die Seun van God. Ek is syne en hy is myne. Ek is dus verenig met Jesus in sy dood, maar ook in sy opstanding, soos Romeine 6 sê, lees die volgende saam met my. We were therefore buried with him through baptism unto death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Vriend, leef ek en jy vanmôre gevoed op Jesus? Ja, ons sê hy is ons verlosser en Here, maar besef ek en jy vanmôre dat hy is ook ons lewe. Dis waar vir ons in Johannes, wat Jesus sê in Johannes 15, dat hy sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Die nagmaal versterk ons geloof wanneer ons hierdie eenheid met Christus besef, soos ons die elemente gebruik. Vriende, ons het nou gesien dat die nagmaal ons herinner aan Christus se dood en ons ook wys die eenheid van geloof met hom. En die derde gesigspunt, versterk die nagmaal ons geloof, soos ons
Nie net terugkyk en opkyk nie, maar om ons kyk, rondkyk. Dit wil sê, die nagmaal wys ons gemeenskap met mekaar, die gemeenskap van die heiliges. Dit wys vir ons die essensiële eenheid, soos ons voet op die een liggaam van ons Here. Kyk asseblief daar weer na verse 23 tot 26. Sien 'n bietjie daar, wat word herhaal in die verse? Wat word herhaal? 5 keer word die woord julle gebruik. Meervoud. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewe het. En dan vers 24, dit is my liggaam ter wille van julle. En daar in vers 25 die einde, doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So die nagmaal kommunikeer nie net aan ons persoonlike eenheid met Jesus nie, maar ook ons gemeenskaplike eenheid met mekaar. Paulus sê dit ook duidelik in hoofstuk 10 vers 17. Soos hy na die brood verwys, sê hy, lees daar saam met my, hy sê, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal deel aan die een brood, en daardie brood is Christus. Dit is maklik om vanoggend hier te sit in ons huidige kerk setup en hierdie eenheid eintlik te mis, vriende. Soos ons elkeen 'n stukkie brood en die beker gaan haal en in rye sit. Lyk dit miskien asof dit net 'n individualistiese ding is, maar nee, hierdie wys vir ons dat vanoggend soos ons die nagmaal saam gebruik, is ons saam met mekaar in hierdie, ons is broers en susters van Christus. Ons bely ons is een liggaam in die Here Jesus, een kerk van wie Christus die hoof is en ons onderhou. En dit wek ons geestelike gemeenskap met mekaar as broers en susters. En vriende, dan dis hoekom Paulus hierdie beginsel dan vat en dan fout vind met die Korintiese kerk in verse 17 tot 22. Want wat het gebeur in daai kerk van daai tyd? Tydens hulle gemeenskapsmaaltye, dis maaltye wat hulle gevier het tesame of voor die nagmaal, het dit verdeeldheid en konflik gebring onder mekaar in plaas van geestelike groei en eenheid. Sommige gelowiges het hulle skandelik gedra, versadig en dronk geword terwyl ander honger gely het. Paulus sê nee my vriende, die nagmaal is nie bedoel vir daai rede nie. Dit is bedoel om 'n gemeenskaplike ervaring te wees wat die eenheid van gelowiges in Christus weerspieël. Dit is nutteloos vir julle om te sê dat julle verenig met hom is, maar julle is nie in gemeenskap met mekaar nie. Daarom vriende, vir ons dan vanoggend, as daar dalk iemand hier is wat 'n onvergewensgesinde hart het teenoor 'n medebroer of suster in Christus, en jy vind dat jy jouself nie so ver kon bring om daai persoon te vergewe vir daai fout of sonde wat daai persoon teenoor jou gedoen het nie. Volgens die beginsel, bid dat die Here jou hart sal versag voordat jy die nagmaal gebruik, sodat jy kan vergewe. Andersins, gee liewers ruimte vir oggend daarna, om die nagmaal daarna te gebruik op 'n ander keer, as jy dit nie nou al kan doen nie. Want dit dui ons eenheid met gelowiges aan. Ook julle, as jy vandag van die brood en wyn gaan gebruik, onthou dat jy ook dus bely dat jy 'n toegewyde Christen is, wat die samekomste van die gelowiges getrou bywoon. Sowel as bely dat jy deel is van God se nuwe familie en dat jy die ou sondige wêreld agtergelaat het. Vriende, die Christelike geloof is nie 'n lone ranger geloof nie, maar wanneer jy deur die Gees na Christus se lig gebring word, is jy deel van 'n nuwe familie, verenig met Jesus en mekaar, en dit is die wonder wat die nagmaal kommunikeer. En laastens ligpunt, die nagmaal versterk nie net ons geloof as ons terugkyk na Jesus se kruis nie, opkyk na die eenheid wat ons het met hom nie, of rondkyk na die gemeenskap wat ons het met mekaar nie, maar dit gee ook ons hoop
terwyl ons uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus. Kyk saam met my daar in vers 26, vriende, in ons blaadjies. Dit sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elke keer wanneer ons die nagmaal vier, verkondig ons die Here se dood aan, want die belangrike ding om op te let is totdat hy kom. Daar is 'n toekomstige element wat hier gekommunikeer word. Jesus sê in Matteus 26 vers 29, nadat hy die nagmaal ingestel het, sê Jesus, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Vriende, lees saam met my in Openbaring 19. Daar's 'n stem wat uit die hemel uitroep na die apostel Johannes en dit sê, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Dit is die woorde van God en hulle is waar. Is dit nie mooi nie? En so vriende, die nagmaal wat ons vandag hier vier as God se mense is maar 'n klein voorsmaakie van daardie toekomstige bruilofsfees saam met die Here Jesus Christus, saam met sy mense. Geen aardse bruilofsmaal of partytjie kan enigstens daarmee vergelyk nie. En die nagmaal is maar daai klein voorsmaakie, daai voorgereg. Christus kommunikeer aan ons dat die geskiedenis soos ons dit nou ervaar, eendag volëindig sal word. Dit gaan nie vir ewig aangaan nie. En die nagmaal verseël dus in ons harte dat ons nou deelnemers is aan hierdie nuwe verbond, wat deur Christus se bloed bekragtig is, en dus al die voordele wat in hom te vind is, ontvang ons, soos ons met God versoen is. Vriende, hierdie is ons hoop. Christus sal alles eendag kom nuut maak en hierdie hoop versterk in ons geloof. Deel ons daardie hoop saam vanoggend as sy mense, soos ons na die nagmaalstafel toe kom. So vriende, hierdie is dan dus die 4 gesigspunte waaraan ons moet aandag gee, soos ons vandag na die nagmaalstafel toe gaan. Ons kyk terug na Jesus se kruisdood. Ons kyk op na ons vereniging met die Seun. Ons kyk om ons en ons sien die gemeenskap wat ons gelowiges het met mekaar en die liefde wat daar te vind is, want ons is verenig in hom. En ons kyk vorentoe en ons sien daar die hoop van die nuwe hemel en die nuwe aarde, wanneer ons saam by die bruilofsfees van die Lam gaan wees. Vriende, daarom net voor ons dan afsluit, wil ek net een laaste vraag beantwoord, wat iemand miskien kan hê. Wie mag aan die nagmaalstafel kom deelneem? Hoe berei ek myself voor vir hierdie maaltyd? Dis 'n baie goeie vraag. Paulus gee daar in verse 27 tot 32 'n waarskuwing aan die gelowiges, aan mense wat op 'n onwaardige wyse aan die nagmaalstafel kom deelneem, want hulle stel hulle self oop vir God se regstellende oordeel, in Engels sy corrective judgment, sy dissipline. So wie mag na die Here se tafel toe kom? Vriende, boonbehalwe dit wat reeds genoem is die nagmaal bedoel vir die wat waarlik Christene is en wat op Christus vertrou vir hulle redding en wat hulle in nederigheid op Jesus werp in berou van hulle sondes. Met ander woorde, vriende, die nagmaal is vir hulle wat wedergebore en geloof het in Jesus Christus. Daarom is hierdie nagmaalstafel en feesmaal nie vir die mense wat vanoggend miskien hier is en ongelowig is nie, wat nie 'n verhouding het met die Here nie. As jy onseker is of jy werklik in Jesus geglo het, dan wil ek jou aanmoedig aan die hand van vers 28, ondersoek jouself. En ons elkeen hoort dit te doen. Ondersoek onsself voordat ons aan die elemente deelneem. En ook as jy 'n Christen is, maar jy volhard in moedswillige sonde, onbekeerde sonde, en jy leef daarin en jy weier om te bekeer,
dan word jy aangemoedig, bly liewers weg van die nagmaalstafel. Want onthou, die nagmaalstafel wys, as ek deelneem, ek lê my ou lewe neer en ek volg agter Jesus aan. So as jy 'n sonde volhard vriend of vriendin, bid dat die Here jou 'n sagte hart sal gee, dat jy bekeer, en dan kan jy deelneem aan die nagmaalstafel. Maar dan net ook, miskien is daar vanoggend 'n Christen, na ons die tyd gegee het om ons ondersoek in te stel. Miskien is daar hierdie Christen wat voel, ek het my sondes bely, maar ek voel nog steeds sondig en onwaardig om aan hierdie nagmaalstafel te kom deelneem. Wat kan ek vir jou sê, vriend? Kom opnuut en voed op die Here Jesus Christus. Die brood en die wyn is bedoel juis vir die sondaar. Dis nie bedoel vir volmaakte skepsels nie. Jou geloof mag swak wees, maar Christus verwag nie 'n volmaakte geloof nie, maar 'n ware geloof. Vriend, dink hieraan, onthou wat dit is wat vir jou en vir my red. Dis nie jou versekering van verlossing nie, jou assurance of faith nie, maar dit is Christus wat jou red. Paul Washer, een van die predikers, het dit baie goed gesê. Hy het gesê, a true believer may doubt his salvation, but he will never doubt that Jesus Christ is his only hope. Vriend, as Christus jou enigste hoop is, kom, want dieselfde man wat die nagmaal ingestel het gesê, he who comes to me, I will in no wise cast out. Dis ligpunt, wanneer ons binne 'n oomblik na die Here se tafel toe kom, sal daar tyd wees om hierdie ondersoek in te stel. Vriende, kom ons gaan na die Here toe, want vriendin, God is genadig en sy verlossing is oop vir elke persoon hier wat op sy seun vertrou. Kom ons bid saam. Here God almagtig, ons weet, Here, soos ons onsself kom voorstel aan U, is dit suiwer net omdat U genadig is en dat U ons gereinig het om te kom na U troon toe. Here, ons prys U en ons dank U, Here, vir die onuitspreeklike voorreg dat God self, die Seun van God, mens geword het, om gebore is, Here, maar gebore is om dood te gaan. Here, 'n dood wat elkeen van ons wat vanoggend hier is, verdien. En Here, ons prys U dat ons kan weet dat ons verlossing ewig is, dat dit volmaak is, en Here, dat dit seker is. Here, soos ons terugkyk na die kruis en soos ons opkyk na ons vereniging met U en om ons kyk na die gemeenskap van die heiliges en vorentoe kyk na die hoop wat in ons is, wil ons net vir U sê, Here, dankie. Ons prys U, ons loof U, Here, ons hart kan vol vreugde wees om te weet dat die verlossing ten volle volbring is deur Jesus Christus. Ons bid hierdie ding in U naam, ons loof en ons prys U, o Seun van God. Kom en maak ons reinig. Rein, Here, en verlos ons van ons sondes. Ons prys U, Here, ons loof U, ons bid dit in U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.